Vader, baie dankie dat ons sommer net in hierdie oggend voor U kan kom sit en na U woord te kan luister. Ons neem dit nie vanselfsprekend en dat die Heilige Gees in ons harte gaan werk in hierdie oggend nie. Dat U woord gaan oopbreek, dat U woord 'n tweesnydende swaard is wat tot het murg en been deurdring en die bedoeling van die hart oop lê. Vader, kom sny waar dit nodig is om te sny. In Jesus naam. Amen. Vir julle wat die eerste keer hier is, ons is besig met Romeine. Ons gaan die hele jaar besig wees met Romeine. Dis eintlik, ek luister nou die dag iemand wat vertel, ek dink is John Piper wat sê, hy weet nie hoe iemand dit in 'n jaar kan doen nie, Romeine brief. Ek nooi vir John Piper uit om te kom kyk. Ek joke. Om 'n jaar besig te wees met Romeine, jy kan 'n hele leeftyd besig wees met Romeine, en jy gaan nog nie eers by die diepte uitkom van wat Paulus bedoel en wat dit beteken om in Romeine in te delf nie, maar ek glo dat die Heilige Gees werk en dat dit weer so gaan wees, dat die Heilige Gees deur die woord ons harte gaan oopbreek. Ek gaan 'n bietjie anderste nou het ek die verkeerde preekbladsy. Waar is my preekbladsy? Het jy ene? Terwyl ek het hom. Ek het hom gekry. Moenie worry nie, Suus, ek het hom. Wat ek gaan doen is 'n bietjie anders as wat ek gewoonlik doen. Ons gaan eers die teksvers heeltemal deurlees. En nou weet ek, as jy die teksvers gaan deurlees, kan jy dalk verdwaal. En jou aandag gaan weggedrek word en jy gaan dink by jouself, op 'n stadium gaan Paulus sê en jy dink by jouself, wat bedoel hy hiermee? So ek wil hê julle moenie wegdwaal nie, julle moet deur die hele teks saam met my lees en dan gaan ons 'n paar dit oopbreek vir julle. Die teksgedeelte is Romeine 6 en dis vers 1 tot 14. Dis 'n redelike lywige gedeelte en dit is nogal 'n argumentasie van Paulus wat jy mooi moet volg. So is julle met my? Kan ons begin? Het julle Bybels oop? Ek het dit nie op die bord nie, want dis 'n lang gedeelte. So volg, as jy nie 'n Bybel het, vra vir die ou hier langs jou wat 2 Bybels het, om vir jou een te leen. Het julle almal Romeine 6 vers 1. Wat moet ons nou hiervan sê? Alright, stop ek myself voor ek begin het. Paulus sluit Romeine 5 af met die volgende woorde. Hy sê, soos wat die sonde meer geword het die genade meer geword. Sy hele argument is die volgende, is dat soos wat mense die eerste Adam se sonde vermeerder het en die wet dit nog meer gemaak het, en laasweek het ons daaroor gepraat wat dit beteken, so as jy nie daar was laasweekie, asseblief vang op en jy gaan dit verstaan, maar soos wat die sonde meer geword het die tweede Adam se genade meer geword. En die punt hiervan is net die volgende is, hoe sou ons genade ervaar het, sonder dat ons ook gesondig het? Dink 'n bietjie daaraan. Daar is seker baie mense vra vir my, ja, maar hoekom sal die Here dit toelaat? Of hoekom sal daar lyding wees? Hoekom sal daar allerlei goeters wees? Besef ons nie, dat sonder sekere dinge nie, ons sal nooit God ervaar as die God van troos nie. As ek nie baie keer sê, Here, net U kan nou help in hierdie besigheid, net U kan help in my finansies, dat ons nooit God se voorsiening sal ervaar, tot ons kom op daai punt, waar net Hy kan voorsien nie. Is dit nie so nie? So daar is sekere goeders, wat God bewys aan ons, juis wanneer ons dink, hoekom doen Hy dit? En dieselfde met sonde in my lewe, dat is wanneer die sonde kom, dat ons genade van God nog net soveel meer ervaar, dat ons besef is sy werk, en nie ons werkie, juist dat ek val, besef ek dat ek swak is, dat ek hulpeloos is, en dat ek 'n verlosser nodig het. Is dit so? Alright, nou hier kom Paulus, en dan nou weet hy al klaar wat jy dink, en hy begin hierdie hoofstuk sê so. Wat moet ons nou hiervan sê? Moet ons aanhou sonde doen, sodat die genade kan toeneem? Beslis nie. Hoe kan ons wat dood is vir die sonde nog daarin voortlewe? Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Deur die doop is ons immer saam met hom in sy dood begrawe, sodat soos Christus deur die wonderbaarlike magsdaad van die Vader uit die dood opgewek is, so ons ook so 'n nuwe lewe
kan lei. Aangesien ons met hom een geword het in sy dood, sal ons sekerlik ook met hom een wees in sy opstanding. Ons weet tog dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kon word. Ons is dus nie langer slawe van die sonde nie. Iemand wat gesterf het, is immers vry van die mag van sonde. Ons het saam met Christus gesterwe, daarom glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Ons weet dat Christus wat uit die dood opgewek is, nie weer kan sterwe nie. Die dood het nie meer mag oor hom nie. Hy het gesterwe en is eens en vir altyd vir die sonde dood. Nou lewe hy en hy lewe vir God. Julle moet dus altyd onthou, dat ook julle vir die sonde dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus Jesus, moet dat nie toelaat dat die sonde nog langer oor julle heerskappy voer, en julle die begeertes van julle sterflike aardse bestaan laat gehoorsaam nie. Julle moet geen deel van julle liggame in diens van die sonde stel, as 'n werktuig om goddeloosheid te bedrywe nie. Nee, stel julle in diens van God, as mense wat dood was, maar lewend gemaak is. En stel elke deel van jou liggame in diens van God as werktuig om te doen wat God wil. Die sonde moet nie meer baas wees oor julle nie, want julle staan nie onder die wet van Moses nie, maar onder die genade. Amen. Wie het weggeraak? Dit is 'n amazing deel. Jy kan letterlik 'n paar maande, 'n paar sondae net stil staan op hierdie ding, maar ek gaan 'n sekere lyn kies wat ek wil volg in Paulus se argumentering, en ek wil hê ons moet daarna kyk. Net volgende goeie net wat julle moet onthou oor Paulus se skrywe, as jy miskien nie is, net vinnig gou. Daar's baie fyn lyne in die teologie wat Paulus mee besig is hier. Baie fyn lyne. En jy moenie hierdie lyne kruis nie. Want die oomblik as jy hierdie lyne kruis, dan kry jy kettery. Dan kry jy dwaallering. En dis 4 lyne deur die hele Romeine wat loop, baie fyn teologiese lyne, wat Paulus nie wil hê jy moet kruis nie. Nou is interessant, hierdie gedeelte lei eintlik van Romeine 3 vers 8 tot 2 op. Sit hom gou vir my op die bord daar. Romeine 3 vers 8 sê, beteken dat ons sê, laat ons die verkeerde doen, sodat die goeie daaruit kan voorkom. Daar is mense wat ons dit wel lasterlik in die mond lê, maar hulle kry oordeel wat hulle verdien. Hier is 'n amazing gedeelte. Paulus sê eintlik hierso, daar's mense wat my verkeerd verstaan. Hulle verstaan my genade boodskap van Christus wat vir ons in genade gesterf het, asof dit my vrye teels gee om enigiets te doen. Interessant genoeg in 2 Petrus sê Petrus praat oor sy mede-apostel die volgende. Is interessant, in daai tyd het mense ook Paulus verkeerd verstaan. En hulle die lyne, die teologiese lyne bietjie gekras, en dan staan daar die volgende, en Petrus skryf vir Paulus, en hy sê, en beskou die geduld wat ons Here met ons het, as geleentheid om gered te word. So het ons geliefde broer Paulus immers ook met die wysheid, wat aan hom gegee is, aan julle geskrywe. Hy skryf dit ook in al sy briewe, waarin hy oor hierdie saak handel. Daar is dinge in sy briewe wat moeilik is om te verstaan. Amen. Alright, daar is dinge in sy briewe wat moeilik is om te verstaan. Oningeligte en onstandvastige mense gee daarin 'n verkeerde uitleg. So sal hulle trouens ook doen met die res van die skrif en dit tot hulle eie ondergang. So hier's een van die dinge. Paulus is die hele tyd besig. Baie keer na preek, as ek 'n preek Gideon, dan dink ek myself, ek moes eintlik dit ook bygesê het. Want sê maar mense verstaan dit verkeerd, en ek vat hierdie lyn, dan moet ek hulle hierdie lyn. En Paulus is die hele tyd besig om te antisipeer hoe mense sy woord gaan verkeerd verstaan. Hoe gaan mense hierdie ding wat hy nou sê gaan verkeerd verstaan? Want is dit nie so menslik nie, dat ons wil interpreteer wat ons wil hoor? Dis nie so nie. Soos wat julle daar sit, wil jy graag interpreteer wat jy graag wil hoor. En so ek gaan iets sê, en dan gaan jy sê, ja, yes, jy het gehoor, so, baie keer het dit al gebeur, nie baie in Kruispad nie, maar baie keer na 'n preek, dan gee ou vir my weer wat ek gesê het, dan dink ek myself, ek het nie dit gesê nie. So ons almal het 'n interpretasie vermoë, en ons interpreteer wat ons graag wil hoor. Nou hier is die 4 lyne wat julle moet altyd deur julle Romeine vashou. Die eerste lyn wat Paulus teen praat is 'n wettisisme. Nou wat is wettisisme? Dis die volgende, dat in die Joodse tradisie het hulle gedink, as jy die wet onderhou, dan is jy regverdig met God.
dan is jy regverdig met God. So daar's altyd die wet wat jy moet onderhou. En dit was die grootste stryd in die vroeë kerk van, wat moet heidene nou deur die wet onderhou, wat van die wet moet hulle onderhou, sodat hulle self volgelinge van Jesus kan noem. So die besnydenis was 'n groot ding, die Sabbatdag was 'n groot ding, daar was 'n paar goeters, en wettisisme maak iets meer en sê, dis nie net Christus nie, maar jy moet ook hierdie en hierdie en hierdie doen, dan kan jy jouself 'n volgeling van Jesus noem. En ons kry dit vandag nog met strepe so, mense hou baie keer van die wet, want die wet gee vir jou dan sekuriteit, verstaan jy, ek het dan dit en dit en dit gedoen, so ek is fine, nee, ek is fine. En daarom kry jy altyd hierdie bewegings wat wil teruggaan na die wet toe, na die Sabbat toe, en na al die ander goedjies toe wat die wet sê, en sê, as jy dit nie onderhou nie, dan kan jy jouself nie 'n Christen noem nie. En Paulus skryf teen dit, ons redding is nie, dit wil sê, ons redding is nie slegs net genade nie, maar is 'n klomp ander goedjies wat ons byvoeg by dit. Die tweede lyn wat ons moet mooi lees, is 'n ultra genade. 'n Ultra genade. Paulus sê hierdie volgende, hy sê, okay, is julle gered deur genade? Enigiemand hier gered deur genade? Slegs deur genade? Dit is interessant, maak nie saak wat jy doen nie, jy is gered. Amen. Jy sien, is 'n fyn lyn. En die een kan kry wettisisme, en die ander kry die klomp wat sê, dis 'n lekker ticket hierdie hoor. Nou weet jy, ek kan nou net doen wat ek wil, en ek is nog steeds gered, die Here red my mos uit genade. En dis presies wat Paulus hier sê, jy weet jy wat, hoe meer sondig ek is, verstaan jy, hoe meer is die genade, hoe wonderlik is dit, do what you want. En hy praat daarteen, maak nie saak wat ek gedoen het, ek is gered, ek kan maar voortleef in my sonde. En dan is daar 'n lewensveranderende genade, wat my lewe verander, omdat ek verstaan, wat Christus gedoen het. Wat Christus gedoen het. Nou hierdie het altyd 'n vurk in die pad, hierdie derde ene. Die lewensveranderende genade het twee kante, en dis wat Paulus hier van praat in Romeine 6. Dion, julle nou, ek weet, ek gaan 'n bietjie teologies wees, en julle gaan einde verstaan wat ek bedoel. Daar's twee lyne in hierdie ene. Is jy gered in genade? Is die genade vir jou so oorweldigend, dat jy net absoluut in verstomming staan oor wat Christus vir jou gedoen het? Nee. En dat jou lewe verander, nie op grond van 'n wettisisme nie, maar op grond van die liefde van Christus wat hy in ons hart uitgestort het. Wonderlik. Nou, daar's twee kante wat Paulus ook hier aanspreek. Hy sê, aan die een kant sê mense dan, alright, as ek gered is, en ek weet ek is gered, gaan ek nooit weer sondig nie. Want as jy hierdie gedeelte lees, dan sê hy die volgende, hy sê, ons is nou dood vir die sonde. Enigiemand wat dood is vir die sonde hier vanoggend? Julle almal moet nou julle hande opsteek, want dit is waar, dit staan hier so. Alright. Nou baie keer, ek het nou die dag 'n preek geluister van 'n pastoor wat sê, jy weet, hy is in die laaste 4 jaar vandat hy tot bekering gekom het, vandat hy weergebore, nog nooit weer gesondig nie, of gelieg nie. En op daai oomblik toe lieg hy. I mean, yeah, I never did something wrong. Jy weet, ek is, jy moet net vir my vrou vra of dit nog waar is, verstaan jy, en sy sal vir jy die waarheid vertel oor dit, verstaan jy, maar die bottom line is, dat daar twee virke is, die een sê, okay, as ek Romeine 6 lees, dan beteken dit dat ek nooit weer sondig nie, want ek is mos nou dood vir die sonde. Maar as jy Paulus mooi luister en mooi lees, dan kom jy agter, daar's 'n tweede kant daaraan, ek leef nie meer in sonde nie, dis die verskil. Daar's 'n verskil om sonde te doen en in sonde voort te leef. Okay, is julle met my? Daar's 'n verskil tussen om sonde te doen en om in sonde te leef. En daaroor praat ons vandag. Daaroor gaan ons 'n bietjie meer uitbrei. Daar's 'n verskil tussen om sonde te doen en sonde voort te leef. Kan ek gou hierdie vir julle gou lees, 1 Johannes, blaai gou saam met my in 1 Johannes. Want ek dink 1 Johannes sê dieselfde. Weet jy of hy bord is, ek dink hy is op die bord nie. 1 Johannes 1 vers 5. 1 Johannes 1 vers 5. Het julle hom? Dis heel agter in jou Bybel.
Alright, dis net voor Openbaring. 1 Johannes, 2 Johannes en 3 Johannes. As jy by 3 Johannes is, kom net voor by 1 Johannes. 1 Johannes 1 vers 5. Dit is nou die boodskap wat ons by hom gehoor het. En aan julle verkondig. God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. As ons beweer dat ons aan hom deel het en ons lewe in die duisternis, lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie. Hoor julle mooi? As ons beweer dat ons aan hom deel het en ons doen wat? Ons lewe in die duisternis. Lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie. Maar as ons in die lig lewe soos hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus se seun ons van elke sonde. Vers 8 nou, hoor nou mooi. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. OK, het ons dit. En dan sê hy, maar as ons sondes bely, met wie praat hy, moet hulle sondes bely? Met wie praat hy hierso? Met gelowiges. Maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot leienaar en is sy woord nie in ons nie. Verstaan julle die lyne? Hoor julle die lyne? Alright. Ons leef nie meer in sonde nie. Interessant genoeg, Paulus begin hierdie met die volgende. Hy sê, wat moet ons nou hiervan sê? Moet ons aanhou sonde doen sodat die genade kan toeneem? Beslis nie. Hierdie woord beslis nie is die sterkste ontkennende vorm wat jy in die Grieks kry. En Paulus gebruik het 14 keer in die hele Romeinebrief, waar hy homself stop in die middel van 'n argument en dan sê hy, beteken dit nou so? Nee, beslis nie. So as jy dit argumenteer en jy trek hierdie lyn verder, dan gaan jy dit mis wat ek wil sê. Beslis nie. Dis die mees sterkste ontkennende vorm. Nou kom ek gesels met julle oor hierdie gedeelte en ek gaan 'n ander metafoor gebruik as die dood, wat ons almal verstaan en ek dink julle gaan miskien 'n bietjie dit beter verstaan as ons dit gebruik. Nie dat Paulus se metafoor nie goed is nie. Dis 'n amazing metafoor van om dood te wees en om op te staan in 'n nuwe lewe. Maar net ek het hierdie week gedink aan, al hoe meer hoor ek van mense wat dubbele burgerskap het. Het julle al gehoor van dubbele burgerskap? Enigiemand met dubbele burgerskap hierso vandag? Het julle van wat se ander burgerskap? Britse burgerskap. The English lady is sitting here, Jenny. Okay. Engelse, nog iemand met dubbele burgerskap? Waar is julle? Italië is 'n burgerskap. Wonderlik, nog 'n burgerskap. Ek hoor daar's 'n Hongaarse burgerskap ook nou okay, ja, niemand wil erken dat van Hongaarse afstammelingskap nie. Hier is 'n interessante ding, daar's dubbele burgerskap wat mense kry. Dit beteken jy leef in een land en jy het ook burgerskap van 'n ander land. Dis interessant, Paulus gebruik die woord epimeno in die Grieks, epimeno, as hy sê, hoe kan ons wat dood is vir die sonde nog daarin voortlewe? Die woordjie voortlewe is epimeno, wat beteken om verblyf te hê in 'n sekere plek. Dit wil sê ek bly in 'n sekere plek. En dis amper die idee van burgerskap, die verandering in ligging. Dit wil sê ek kan nie in die sonde bly nie. As ek in die sonde bly, beteken dit ek het nog burgerskap van die sonde. Ek het nog burgerskap daarvan. Hoe kan ons nog bly leef in die sonde? Hoe kan ons 'n dubbele burgerskap hê? Ons leef in hierdie land, maar ons het burgerskap van die volgende land. Het is interessant dat jy in hierdie land kan leef en jy het burgerskap van 'n ander land ook. Maar jy kies nie om in die ander land in te trek nie, want jy hou nog van hierdie land waarin jy groot geword het en wat jy verstaan en hou daarvan. Kan ek gaan dit beslis nie. Ek wil net gaan myself stop hier. As jy dubbele burgerskap het, moenie sleg voel oor hierdie preek gaan nie oor dit nie. Alright, as jy gewonder het. Alright. Ek is nou soos Paulus wat jouself die hele tyd met beslis nie. Moenie sleg voel nie. Alright. Hierdie het niks te doen met dit nie. Dit het te doen met iemand wat in 'n land sit. Dis 'n metafoor vir iemand wat in 'n land bly en eintlik het hy burgerskap ontvang van hierdie land, maar hy hou so baie van hierdie land en alles wat hierdie land kan bied, dat hy net dit hoekom het mense
Ek is nou op gevaarlike terrein, maar hoor my mooi. Partykeer het ons dubbele burgerskap, ons hou vas in 'n ander burgerskap. Hoekom? Want as iets fout gaan hier, dan het ons daarom hierdie. Weereens, beslis nie. Alright. Meeste mense het dubbel burgerskap, want hulle besef, okay, as alles uit mekaar uitval hierso, dan het ek daarom hierdie burgerskap, en dan kan ek beweeg in hierdie burgerskap. Weet wat 'n interessante ding met kinders van die Here? Baie mense het dubbele burgerskap as dit kom by die koninkryk. Jesus praat oor 'n nuwe koninkryk waarin ons ingaan. Ons word nie soseer gered om eendag hemel toe te gaan nie, ons word gered om in 'n nuwe koninkryk in te stap. Ons verloor ons burgerskap van hierdie wêreld en ons stap in 'n nuwe burgerskap van die nuwe koninkryk, en baie mense wil nog in hierdie ou koninkryk leef, in die wêreld leef, net sodat as iets fout gaan eendag in die hemel, hulle dan vir die Here kan sê, Here, hier is my paspoort. Ek het dan dubbele burgerskap gehad, verstaan jy? Dis nie 'n sekuriteitsding nie. Hier, Paulus skryf die volgende, kyk gou weer na Romeine 6, hy sê die volgende, kan ons voortgaan in sondes, beslis nie, hoe kan ons wat dood is vir die sonde nog daarin voortleef, of weet julle nie, dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie, deur die doop is ons immer saam met hom in sy dood begrawe, sodat ons, soos Christus deur die wonderbaarlike magsdaad van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook 'n nuwe lewe kan hê. Hier is die wonderlike deel van die doop. Die doop is nie die redding nie. Kan ek dit vir julle sê? Dis nie wat Paulus hier sê nie. Paulus sê nie die doop is gelyk aan redding nie. Wat Paulus sê is, die doop is die seël van die nuwe burgerskap. Toe jy gedoop is jy in Christus gedoop en het jy jouself verloor en in hom opgestaan in die nuwe lewe, en daarom leef jy nou vir hom in 'n nuwe koninkryk, en jy die paspoort daarvoor, en dis die doop. En weer eens, dis nie net 'n eis op versekering nie. Dis nie net 'n eis op versekering, dat wanneer iets fout gaan, dan kan ek aan vir die Here sê, Here, ek het hierdie paspoort nie. Want hoor wat sê hy in 1 Korintiërs, Paulus in 1 Korintiërs 10, blaai gesaam met 1 Korintiërs 10 toe. Het ons op die bord, ons het op die bord. Broers, ek wil julle daaraan herinner, dat ons voorvaders almal onder die beskerming van die wolk was, en almal veilig deur die see gegaan het, omdat hulle almal vir Moses gevolg het, is hulle almal in die wolk en in die see gedoop. Almal het dieselfde geestelike voedsel geëet, en almal het dieselfde geestelike drank gedrink. En dan sê hy die volgende in daai hoofstuk, hy sê, maar baie van hulle het dood gegaan in die woestyn. Hoekom het hulle dood gegaan in die woestyn? Hulle is gedoop in die wolk en in die see, en hulle het die paspoort gehad, en hulle is bevry. Hoekom is hulle dood in die woestyn? Want hulle terug verlang Egipte toe. Hulle wou Egipte, hulle was ongehoorsaam. Hulle ongehoorsaamheid. En so hierdie is 'n paspoort, en as jy hierdie paspoort het van die doop, dan is dit die teken dat God jou plaas in 'n totale nuwe land. Jy's in 'n nuwe koninkryk. Jou totale ligging het verander. Dit is verskriklik belangrik om dit te verstaan. Dis die idee wat Paulus gee oor die dood en die lewe. Hy sê, julle is dood vir die een, en julle het lewend geword in die ander. Julle kan nie voortleef. Hoe kan julle wat dood is, nog voortleef in die sonde? Julle kan dit nie doen nie. Dit is nie 'n lewenswyse nie. Daar's nie 'n patroon van sonde nie. Hier is die verskil. Daar's nie meer patrone van sonde nie. Jy doen nog sonde, maar die patroon van die sonde is uitgewis, omdat jy jouself in 'n totale nuwe koninkryk plaas. Dit is interessant van 'n dubbele burgerskap, is net die volgende, is die dubbele burgerskap. Ek dink as jy by jou ouers 'n burgerskap kry, hoef jy dit nie te doen nie, maar as jy nou byvoorbeeld burgerskap gekry het deur aansoek te doen daarvoor, of 'n bietjie geld te betaal het daarvoor, wat dit ook al mag wees, dan moet jy 'n sekere hoeveelheid tyd spandeer in daai land. Is dit nie so nie? Is ek reg? Nee? Hoeveel tyd moet jy min of meer spandeer in 'n ander land om burgerskap te bou?
5 jaar moet jy daar bly, en dan kan jy uit, maar hoeveel keer as jy burgerskap ontvang het, daar is sekere burgerskappe wat jy met 'n sekere hoeveelheid tyd bly in daai land. So, dan trek jy weer uit, en dan kan jy intrek, en dan trek jy weer uit. Nou, baie mense dink, dis hoe Christendom werk, verstaan jy? Solank ek al nou en dan na die byeenkomste toe kom. Jy weet, so half en half, jy weet, ek moet net soveel as nie, ek moet net so nou en dan Bybel lees. Dan is ek in die nuwe koninkryk, dan het ek die regmerkie. Ek het dan deur die gates gegaan nou en dan, verstaan jy? Ek onthou in ons in die ou kerk tradisie wat ek groot geword het, die ouens register gehou. Jy weet, van die kategese, jy moet sekere hoeveelheid bywoon, en dan kan jy belydenis van geloof aflê. Sanay, en as jy dit nie maak nie, sorry vir jou. Jy's uit, verstaan jy? Daai gedeelte, daai gedagte, dat ons net sekere goeders moet doen, in 'n sekere manier. Dit wil nie sê dat jy absoluut in 'n ander wêreld is, in 'n nuwe koninkryk is nie, is net dat jy nou en dan bywoon. En 'n interessante ding van die dubbele burgerskap ook, blykbaar van die burgerskap moet jy eiendom hê in die land. Nee? Jy moet eiendom hê in die land. Nou, jy sê, gee 'n bietjie vir die kerk. Jy weet, koop 'n bietjie eiendom in die kerk. Dan is jy fyn. Gee 'n bietjie vir die armes, doen 'n bietjie die goeie, verstaan jy? En dan is jy fyn, die Here gaan fyn wees. Check af jou lys, jy het jou paspoort, jy's gedoop, jy kom nou en dan in die byeenkomste in, en jy gee vir die armes, check. Assimilasie is nie belangrik nie. Weet julle wat is assimilasie? Assimilation is wanneer jy in 'n land kom, en meeste van die lande sê, dit sal die beste wees as jy assimileer met die natuurlike kultuur van daai plek. Dit beteken, in plaas, jy praat nou Afrikaans, maar jy gaan Hongarye toe, dan moet jy seker maar Hongaars leer. Is dit nie so nie? Jy's in Suid-Afrika, jy praat Afrikaans, jy hou van Afrikaans, en toe gaan jy Amerika toe, en dan moet jy ewe skielik Engels praat. Amerikaans, ja, dis nie Engels nie, nee. Dan moet jy ewe skielik Amerikaans leer. Jy moet 'n ander taal leer, jy moet assimileer. Jy neem die gewoontes van daai plek aan waarin jy is, sodat jy assimileer met die nuwe plek waarin jy is, want dis burgerskap. Dit is altyd vir my interessant as ek hoor van mense wat geïmmigreer het, weer eens, ek het niks oor immigrasie nie, kalmeer. Verstaan jy, maar mense wat byvoorbeeld in Australië is, ek het pelle wat daar is, en dan sê hulle vir my, Jesus, dis een van die moeilikste dinge, want al die Afrikaners koek by mekaar, verstaan jy, want jy wil net weer bietjie Afrikaans ervaar. So jy assimileer nie met die kultuur nie, jy word nie deel, jou kinders miskien word deel van daai kultuur, maar jy het nog van daai ou kultuur, verstaan jy, jy wil iets hier van Afrika in Australië, en gewoonlik is hulle van die bitter, nee, ek gaan myself in soveel moeilikheid gaan. Marco, jy moet opneem, hoor, ons gaan hierdie nie uitstuur nie. Hier is die vraag vanoggend, wat ek dink Paulus probeer sê oor hierdie gedeelte van om in sonde te leef en dood te wees van die sonde, is die volgende. Sê vir my vanoggend, hoe lyk jou patrone van lewe op hierdie stadium? As Paulus praat dat jy nie jou liggaam as werktuig van die sonde moet gebruik nie, en dat ons dood is vir die sonde en lewe vir Christus, dan is dit gelyk aan die patrone van 'n nuwe lewe, van nuwe burgerskap in 'n nuwe koninkryk. En hier's my vraag vanoggend vir julle. Het enige iets verander in jou patrone toe jy Christus Jesus ontmoet het as jou verlosser? Net so 'n maklike ene. So 'n maklike ene. Hoe praat jy? Praat jy nog Afrikaans of praat jy Engels? Praat jy God se taal of praat jy die wêreld se taal? Is die patroon van praat. Jy sien, jy sal baie keer, ek het nou die dag 'n getuienis gehoor van iemand, hy's aan die brand van die ou Jaco Pitser. Hy sê hy spreek 'n ou aan want die ou het blykbaar op die verkeerde plek geparkeer en hy mag nie en goeders. En die ou raak so kwaad vir my, klim uit, maar hy begin hom slaan. En Jaco staan daar, maar Jaco is 'n groot ou en die ou slaan hom. En op 'n stadium toe hy besef Jaco gaan nie terugslaan, hy sê, "Hoekom slaan jy nie terug nie?" Kan jy glo wat jy slaan? Wonder hoekom jy nie terugslaan nie. Toe sê Jaco vir hom, "Nee, ek is 'n kind van die Here." Toe sê ek ook eintlik.
Jy was skielik besef hy, o jene, hy's ook in daai koninkryk waar jy nie mag moet jy ander wang ook gee. Hulle beste pelle te geword, hy het tot bekering gekom. Hier is die amazing deel. As daar nie 'n patroonverandering is in hoe ek praat, hoe ek leef nie, dan moet ek vir myself vra, is ek nog in die ou koninkryk of het ek tot bekering gekom in die nuwe koninkryk? Is daar 'n nuwe geboorte? Is ek dood vir die sonde en staan ek op in die nuwe lewe? Die manier waarop ek praat, my vriendegroepe, my lewenswyse, my verhouding met my vrou en my man, my verhouding met my kinders, het daar iets verander of is alles nog net dieselfde, behalwe dat jy 'n paspoort het van 'n nuwe land? Korintiërs 6 vers 9 tot 11. Of weet julle nie, dat mense wat onreg doen, geen deel sal kry in die koninkryk van God nie. Moenie julle self mislei nie. Geen onsedelikes, of afgodsdienaars, of egbrekers, of mense wat homoseksualiteit beoefen, of diewe, of geldgieriges, of dronkaards, of kwaadpraters, of bedrieërs sal deel kry aan die koninkryk van God nie. En so was party van julle juis ook, maar julle het julle sonde laat afwas, julle is geheilig, julle is vrygespreek in die naam van die Here Jesus Christus en deur die Gees van ons God. Wat sê hy hierso? Hy sê, julle was eers in hierdie ou bedeling, julle was in die ou koninkryk, en toe kom julle tot bekering, en toe wat verander? Julle hele lewenswyse. Julle leef nie meer hierin nie, julle leef nuwe lewe. Kan ek gou nog 'n voorbeeldjie gebruik net vandag? Daar's een eentjie wat daarop is wat ek dink nogal net uitlig. Jy weet, ek dink ons het so 'n kultuur van drank in hierdie land van ons. Het jou drinkgewoontes verander? Net vandag. Fred, moenie wetties raak met ons nou nie, hoor. Jy's nou besig om wet nie, hè? Al wat ek wil vra is die patroon van lewe in die ou koninkryk verander deur die nuwe koninkryk. Of is dit nog steeds dieselfde? 2 Korintiërs 6 vers 16. Hoe kan ek ooreenkoms tot stand kom tussen die tempel van God en afgode? Ons is immers die tempel van die lewende God. Dit is soos God gesê het, ek sal onder hulle woon en wandel en ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Ons is die tempels van God, van die hemel en aarde. Ons is in sy koninkryk. En daar's nuwe patrone. Vir 'n oomblik gou net weer. Wie van julle is kinders van die Here? Alright, wonderlik. Kan ek gou weer kry wie is kinders van die Here? Wie kinders van die Here geword deur sy hand op te steek? Okay. Ons is kinders van die Here, maar ons moet verstaan dat daar 'n patroon moet gebreek word van die sonde waarin ek geleef het na 'n nuwe lewe toe. Jy is in die nuwe koninkryk. Jy is onder 'n nuwe bestuur, jy het 'n nuwe koning. Is dit nie wonderlik nie? Is dit nie wonderlik vir ons kinders van die Here nie? Ons het van hierdie wêreld af beweeg in 'n nuwe koninkryk. So ons leef onder God se heerskappy in hierdie wêreld. Ons bekommer ons nie, ons is nie gestres nie, want ons weet God is die koning van hierdie nuwe koninkryk. En ons het nie deel aan hierdie wêreld nie, alhoewel ons baie keer moet stem en ons moet praat oor die politiek en al die goeders, maar dit is nie ons wese van ons bestaan nie. God op die einde is my koninkryk en ek leef in hom en hy bepaal my toekoms. En daarom verander ek my hele lewenswyse. Dit is interessant net vandag. Wie van julle bly in die state met sekuriteit? En dan van jy, alright, wonderlik, ek ook. Is die sonde nie? Is great, is wonderlik. Ek vind my ma nou die dag, sy kom uit Sint Helena, kan jy glo, sy kom uit die Kaap uit. Dan ty, wie wat doen sy elke keer as ons gaan slaap in die aande? Vat 'n raai.
Sy sluit die deure alles. My ma, jy woon in 'n estate met sekuriteit, hoekom sluit jy die deure? Nee, julle is heeltemal te veel, julle is net gemaklik, julle moet pas op, verstaan jy? Wie wat weet my ma nie? Ons lewe al 15 jaar hier, ons het nog nie een keer die deur gesluit nie. Toe sy daar gekom het sy die deur gesluit. Ons het hom nog nooit gesluit nie. Want wie wat ons het absolute vertroue in wie? Nee, in die sekuriteit. My ma leef nog in vrees. Ons is in 'n nuwe koninkryk. Is dit nie snaaks nie? Verstaan jy? Dit is amper vir ons kinders van die Here. Wat se vrees het jy vanoggend? Welcome to the new kingdom. Welkom tot die nuwe koninkryk. Waar my lewe in sy hande is. En hoe wonderlik is dit om dit te assimileer met hierdie nuwe koninkryk, want wat hy sê is lewe. Dit wat ek gedink het die ou koninkryk vir my bed is dood. Ek is nie meer in Egipte nie. Egipte was dood, dit was slawerny. Die nuwe koninkryk is vryheid en genade en liefde. En ek leef in vryheid. En my patroon het verander. Dit beteken nie, hier is interessant, dit beteken nie dat ek nou en dan Afrikaans praat, of Engels, ek vat Engels as die ou wêreld, en Afrikaans is nuwe koninkryk, dit klink vir my beter, verstaan jy? Maar dit beteken nie dat ek nou en dan, omdat my ma Engels was, Engelse woorde gebruik nie. En dan vat ek myself in die middel, en dink ek myself, ek is nie meer Engels nie, ek is Afrikaans. Het jy jouself al ooit gekry, dat toe jy getrek het, wie het al getrek onlangs nou? Van in dieselfde estate, nee, jy bly na die estate, nou, as jy 'n week kom kry, dan ry jy na jou ou huis toe. Wie het al dit ervaar? Jy slim in plaas van Pebble Beach af, ry jy South Grande toe, want jy is so gewoond aan dit, en daai eerste paar maande sukkel jy met die patrone van jou rypgewoontes, want jy so in jou kop, ek is nog deel daarvan, maar jy kom nie ver nie, dan kom jy agter, o, jene, ek woon nie meer daar nie. Dis hoe kinders van die Here se lewe werk. Nou en dan vind ons onsself op die verkeerde pad, dan kom ons agter, ek bly mos nie meer hier nie. Net as jy wil haat, as jy so na haat wil afgaan, en jy raak kwaad vir iemand, dan denk jy self, ek bly mos nie meer hier nie. Dis nie wie ek is nie, my huis is nie meer hier nie. Hoe wonderlik is dit vir kinders van die Here, dat God ons vrygekoop het, ons burgers van 'n nuwe land gemaak het, en Paulus praat daaroor, en ek wil hiermee afsluit, Galasiërs 2 vers 19 tot 20, die mooiste woorde van Paulus, maar wat my betref, deur die wet, is ek vir die wet dood, sodat ek vir God kan lewe, ek is saam met Christus gekruisig, en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God, wat sy liefde vir my bewys het, deur sy lewe vir my af te lê. Dis die evangelie. Dis die nuwe koninkryk. Die lewe wat ek nou hier leef, leef ek nie vir myself nie, maar vir hom wat vir my gesterf het. Wil jy nie my jou dubbele burgerskap opgee nie? En in die koninkryk van die nuwe koning kom inbeweeg nie. Miskien het jy al jou paspoortjie, wil jy nie maar jou goedjies inpak nie. Die ou goedjies wat jy gedink het jy gaan behou, verkoop het maar. Dis 'n interessante ding. Dit is vrek duur om jou ou goeders oor te vat na 'n nuwe burgerskap te hoor. Net dit vir jou sê, los dit maar hier, verkoop dit daar in die ou wêreld, verstaan jy? En dan beweeg jy na 'n nuwe wêreld toe. En jy het die paspoort en jy kan deurgaan want Christus Jesus het jou vrygekoop. Wil jy nie maar oorbeweeg nie? Gee daai burgerskap op. Moet hom nie vashou nie, moet nie die paspoort behou nie, gooi hom in die drom en assimileer absoluut met die koninkryk van God en beweeg daaraan. Kan ek 'n amen kry? En as daar iets is van 'n patroon van lewe, dan vra jy vir die Here deur sy gees om dit te breek in jou, want dit is nie meer deel van die nuwe koninkryk nie. En jy praat anderste.
En jy leer die taal van die koninkryk aan. Die taal van liefde. Die taal van genade. Die taal wat heilig is. In 'n lewe van oorvloed. Amen.